Môre, dis Woensdag die 5de Augustus en ek hoop jy begin hierdie dag met die diepe vrede dat maak nie saak hoe onseker die wêreld, die ekonomie of jou eie omstandighede voel nie. Jou toekoms nie net in die hande van die toeval is nie, maar veilig rus in die hande van die ewige koning. Gister het ons gesien hoe sonde ons lewe verstrooi, maar hoe God se genade selfs 'n verstrooide lewe deur bekering kan herstel. Vandag kom die stokou Jakob by sy 4de seun op sy sterfbed, Juda. En wanneer hy by Juda kom, breek daar 'n koninklike belofte oop wat die wêreldgeskiedenis vir altyd verander. Ons is nog steeds in Genesis 49 en ek wil jou aanmoedig soos ouer gewoonte om later die hele hoofstuk rustig in jou Bybel te lees. Want die titel van ons oordeenking is: Wie regeer regtig jou toekoms? Dink gou hieraan. Probeer jy steeds jou eie lewe en jou toekoms in jou eie hande hou? Of is jy gereed om te rus in die koning wat reeds vir jou oorwin het? Nou ons fokus vanoggend op verse 8, 9 en 10, sowel as Openbaring 5 vers 5. Kom ons begin. Juda, jy is dit. Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou vyande wees. Voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig. Juda is 'n jong leeu. Van die roof af het jy opgeklim, my seun. Hy buig hom. Hy gaan lê soos 'n leeu en soos 'n leeuin. Wie sal hom opjaag? Die scepter sal van Juda nie wyk nie. Nog die veldheerstaf tussen sy voete uit totdat Silo kom. En aan hom sal die volke gehoorsaam wees. En hoor hoe ego die Nuwe Testament hierdie belofte in Openbaring 5 vers 5. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie ween nie. Kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. Stel jou hierdie oomblik voor, omdat Reuben, Simeon en Levi die geestelike leierskap verbeer het, gaan die koninklike scepter van die eersgeboortereg nou na Juda toe. Juda was nie 'n perfekte man nie. Hy het jare tevore voorgestel dat sy broers vir Josef vir silwerstukke verkoop. Maar Juda se hart het gebreek voor God. In Genesis 44 het hy vorentoe gestap en gesê: Straf my as 'n slaaf in my broer se plek. Hier sien ons vir die eerste keer so duidelik die beeld van iemand wat gewillig sy plek vir 'n ander aanbied. En nou profeteer Jakob dat die koninklike scepter van Juda se geslag nooit sal wyk nie totdat Skilo kom. Nou daardie Hebreëse woord beteken die een aan wie die heerskappy behoort. En hier is die groot waarheid vir jou Woensdag. Aardse stelsels en menslike planne wankel altyd, maar koning Jesus regeer vir ewig. Die hoogste gesag behoort nie aan politieke, regerings of jou omstandighede nie, maar aan koning Jesus. En hoor en sien jy hoe hierdie profetiese seën ons reguit neem na die hart van die evangelie. In die Nuwe Testament lees ons van 'n ander man met presies dieselfde naam, Judas Iskariot. Hy het Jesus ook vir silwerstukke verkoop, maar hy het in wanhoop gesterf. Maar die Here Jesus Christus, die ware leeu uit die stam van Juda, het na die aarde toe gekom. Jesus het nie gekom met 'n aardse leer om mense te vernietig nie. Die leeu uit Juda het die lam van God geword, wat homself gewillig aan die kruis laat slag het vir ons sonde. Aan die kruis het Jesus ons plaasvervanger geword. Hy het die straf en oordeel wat ons verdien het op hom geneem en finaal oor ons grootste vyande getriomfeer, die sonde, Satan en die dood. En in Openbaring 5 ween Johannes, omdat niemand waardig is om die boekrol van die geskiedenis oop te maak nie. Toe sê die engel vir hom: Moenie ween nie. Kyk, die leeu uit die stam van Juda het oorwin. Dit is die evangelie. Jou toekoms is veilig, omdat koning Jesus reeds vir jou oorwin het. Kom ons bid saam. Here onse God, geheilig is U naam. Laat U koninkryk kom. Laat U wil hier op aarde gebeur, net soos in die hemel. Jesus, U is die leeu uit die stam van Juda. Aan U behoort alle mag en gesag. Dankie dat ons toekoms veilig is in U hande. Gee ons vandag die vrede, die geloof en die vertroue om alles vir U te gee.
Here, vergewe ons wanneer ons bekommerd raak, bang word vir môre, of die wêreld meer vertrou as vir U. Dankie dat U ons deur U bloed skoon gewas en vergewe het. Heilige Gees, help ons om vandag naby aan Jesus te bly. Beskerm ons teen die bose en gee vir ons die moed om met ons koppe omhoog te leef, omdat ons weet dat Jesus reeds oorwin het. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid vir ewig en altyd. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy vandag iemand teekom wat angstig of bekommerd is oor die toekoms, wys hulle na die koning. Herinner hulle dat die leeu van Juda heers en dat sy ewige koninkryk nooit sal wankel nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.